Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. En in hierdie video gaan ons Genesis 35 doen. Kom ons maak net gou ons oë toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om saam met U te leer. Wie ook al hierdie video kyk, help ons om te sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Wees asseblief met hulle, behoed en bewaar en beskerm hulle en trek hulle toe onder die bloed van Jesus. En dankie vir die bloed van Jesus, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay, so Genesis 35. Jakob by Bethel, dood van Rachel en Isak. Daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar, trek op na Bethel en woon daar, en bou daar 'n altaar vir die God wat aan jou verskyn het, toe jy op die vlug was vir jou broer Esau. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan. Hoekom het hulle ander gode gehad? Why? Wie? En laat ons klaarmaak en optrek na Bethel, en ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid, en by my was op die weg wat ek gegaan het. Hy sê, en ek sal daar 'n altaar bou vir die God. Dit sê vir my, hy was bewus van die ander gode wat hulle gehad het, onder hulle, en die God wat hom geantwoord het. Ek weet nie hoekom hulle dit so geskryf het nie, maar dit klink vir my, asof hy actually vir die mense sê, luister so, dis die God wat my geantwoord het. Wat het hy intussen tyd ook vir die ander gode gebid? I don't know, maar dit klink so. Die manier hoe die sin geskryf is. Vers 4. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was en die ringe aan hulle ore. I don't know why they did that. En Jakob het dit begrawe onder die terbentynboom wat by Sichem was. En toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agterna gejaag het nie. So het Jakob dan in Lus aangekom, wat in die land Kanaan is. Dit is Bethel, hy en al die mense wat by hom was. En hy het daar 'n altaar gebou en die plek Bethel genoem, omdat God daar aan hom geopenbaar is, toe hy vir sy broer gevlug het. En Deborah, die oppasser van Rebekka, het gesterwe. En sy is begrawe onderkant Bethel, onder die eikeboom. En hulle het dit genoem Eik van Geween. Toe verskyn God weer aan Jakob by sy terugkoms uit Paddan Aram, en hy seën hom. En God sê vir hom, jou naam is Jakob, jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En hy het hom Israel genoem. Verder sê God vir hom, ek is God die Almagtige. God het vir hom gesê, ek is God die Almagtige. En vir my is daar rede hoekom God vir hom so gesê het. Wees vrugbaar en vermeerder. 'n nasie, ja, 'n menigte van nasies sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom. En die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag, na jou sal ek die land gee. Toe het God van hom af opgevaar, op die plek waar hy met hom gespreek het. Onthou julle die vorige kere wat God na Abraham toe gekom het, wat God ook afgekom het, en toe het hy ook opgevaar nadat hy met Abraham gepraat het.
En hier sê hulle in die Bybel dat God het opgevaar nadat hy met Jakob gepraat het. Die feit dat God vir Jakob gesê het ek is die Almagtige, daai woord, die woord Almagtige kom na die, en Almagtige is in 'n hoofletter geskryf. En die feit dat dit in 'n hoofletter geskryf het, sê vir my dat God het dit beklemtoon, en daar's 'n rede hoekom God dit beklemtoon het. Hulle brei nie vreeslik uit daaromtrent nie, maar ek kan nou sê, ek voel dit in my gut. Daar's 'n rede hoekom God vir Jakob dit gesê het. Okay, so God het opgevaar nadat hy met Jakob gepraat het. Vers 14. En Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip, en daarop 'n drankoffer uitgegiet en olie daarop gegooi. En Jakob het die plek waar God met hom gespreek het Bethel genoem. Daarna het hulle van Bethel af weggetrek, en toe daar nog 'n kort eindpad was om by Efra te kom, moes Rachel baar. Hy het sy toe weer swanger geraak. En sy het dit swaar gehad by die bevalling. En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seën vir u. Ekskuus, daar was net nou 'n vreemde geluid hierso. Vers 18. En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem. So Rachel het by geboorte van Benjamin gesterf. Hulle het nie hier gesê iewers along the line dat sy swanger geraak het nie. Ek onthou sy het vir Josef gekry. Onthou julle, sy het eventually swanger geraak en toe het sy vir Josef gekry. So, nou het sy vir Benjamin. Maar toe het sy gesterf, die mooi Rachel. Toe het sy gesterf, terwyl sy geboorte gegee het aan Benjamin. So het Rachel dan gesterwe, en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Bethlehem. Ons almal ken die storie van Bethlehem, nee. En Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig. Dit is die gedenkteken van die graf van Rachel tot vandag toe. En Israel het weggetrek, dis nou Jakob, nee. En Israel het weggetrek en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal Eder. En terwyl Israel in die land woon, het Reuben gegaan en met Bilha, sy vader, sy byvrou, gemeenskap gehad. Wat? Reuben is een van Lisa en Jakob se seuns, né? So hy het een van sy pa, sy byvroue, met die naam Bilha, gemeenskap gehad. En Israel het dit gehoor, en die seuns van Jakob was 12. Vers 23. Die seuns van Lea was Reuben, die eerstgeborene, wat nou sy pa se byvrou bygekom het. Daarna Simeon en Levi en Juda en Issachar en Zebulon. Die seuns van Rachel was Josef en Benjamin. En die seuns van Bilha, die slavin van Rachel, was Dan en Naphtali. En die seuns van Silpa, die slavin van Lea, was Gad en Aser. Dit is die seuns van Jakob wat vir hom in Paddan Aram gebore is.
En Jakob het by sy vader Isak gekom in Mamre, by Kirjat Arba. Dit is Hebron, waar Abraham as vreemdeling vertoef het, en ook Isak. En die dae van Isak was 180 jaar. En Isak het die asem uitgeblaas en gesterwe, en hy is by sy volksgenote versamel, oud en afgeleef, en sy seuns Esau en Jakob het hom begrawe. In hierdie hoofstuk het baie goed gebeur. Reuben het sy pa sy byvrou bygekom, en Rachel het gesterwe by haar seentjie se geboorte, Benjamin. En dit is die einde van hoofstuk 35. En nog 'n toppunt van hoofstuk 35 is die feit dat God verskyn het aan Jakob en vir hom gesê het, ek is die Almagtige, en die Almagtige met 'n hoofteken. En toe ek dit lees, voel ek net daai almagtigheid. Ons God is baie groot. Ek weet daar's mense wat nou klomp nonsens praat op die internet, flip van God. En hulle saai so baie twyfel, regtig, hulle saai verskriklik baie twyfel by die mensdom, veral ons Christene. Maar ek dink ons kinders van die Here moet net geloof hê en weet, wel die Heilige Gees gaan in elk geval met jou praat en vir jou sê, ek is hier en ek bestaan, en ek is hier om jou te comfort in hierdie laaste klompie jare op die aarde. Wel, dalk is die laaste paar dae, dalk kom Here môre, maar dalk kom die Here oor 20 jaar of oor 20.000 jaar, I don't know, niemand weet nie. Alhoewel as stupid mense wat sê, hulle weet wanneer die Here kom, maar nou ja, niemand weet nie. Anyways, so dit is die einde van hoofstuk 35, baie dankie dat julle my gejoin het, ek hoop julle het ietsie geleer, want ek het baie geleer in hoofstuk 35, en onthou toe ek vir die Here gesê het, ek gaan nou die Bybel van vooraf lees, en die Here vir my gesê het, ek moet alles deel, ek moet, soos wat ek leer, moet ek saam met julle dit deel. Ek lees dit voor die tyd nie, ek wil dit saam met julle ervaar, saam met julle die wows ervaar en die sadness ervaar, en dis die geskiedenis van ons mensdom, nee, dis die geskiedenis van ons mensdom, en ons het dis wat ons moet leer van die geskiedenis. En ek praat way too much. Julle met 'n mooi dag hê daar waar julle is. Tot volgende video.